Goeienaand broers en susters, baie welkom ook vanaand by die aanderediens. Daar is net een afkondiging van die kerkraad af. Ons vier vanaand weer nagmaal en alle besoekers wat aansoek gedoen het, is welkom om saam ons nagmaal te vier. Indien u ook 'n besoeker is hier vanaand, is u welkom om saam ons nagmaal te vier. Indien u Jesus Christus as jou verlosser en saligmaker bely, as jy hom bidtend navolg deur die krag van die Heilige Gees as disipel, en as jy die gereformeerde godsdiens bely en beoefen, en ook as u nie onder kerklike tug by u gemeente is nie, maar ook vrymoedigheid het om daar by u eie gemeente nagmaal te vier, dan is u welkom ook saam met ons vanaand nagmaal te vier. Die nagmaal vind net plaas in die tafel, so ek vra dan dat almal vir die nagmaalviering wat saam wil nagmaal vier, na vore kom om aan te sit. Kom ons sing vooraf saam, lied 152, en daarna word ons 'n oomblik stil voor ons begin met die erediens. Ons begin hierdie ontmoeting met die Here met hierdie openlike verklaring van ons kant af, die bekende woorde van Psalm 23. Dat die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan nou staan en sing ons saam Psalm 147, ons sing daarvan saam vers 1 en vers 2, die wonderlike woorde, hoe lieflik is dit om die Here se lof te sing, die lof wat ons aan hom moed bring. Hy verhef sagmoedig is, maar goddeloos is, werp hy neer. Ons gaan nou staan en sing ons saam Psalm 147 vers 1 en 2, en direk daarna kan ons bly staan vir ons gebed. Ons gaan saam sing, Skrifbreiding 10:1, daarvan saam vers 1 tot 4. Oh
Ons gaan saam luister na die woord van die Here uit Johannes 3, daarvan saam vanaf vers 22 tot en met die einde van die hoofstuk, dit is vers 36. Johannes 3 vanaf vers 22. Hierna het Jesus en sy disippels na die platteland van Judea toe gegaan. Hulle het 'n rukkie daar gebly en mense gedoop. Johannes was ook besig om te doop by Enon naby Salem, waar daar baie water was. Die mense het na hom toe gekom en is deur hom gedoop. Johannes was nog nie in die tronk gesit nie. Daar het toe tussen Johannes se volgelinge en 'n Jood 'n woordewisseling ontstaan oor die reiniging. Hulle het na Johannes toe gekom en vir hom gesê: "Rabbi, hy wat oorkant die Jordaan by u was, van wie u getuig het, weet u, hy doop ook, en almal gaan na hom toe." Johannes het hulle geantwoord: "Niemand besit enige bevoegdheid om iets te doen, as dit nie uit die hemel aan hom gegee is nie. Julle is self my getuies, dat ek gesê het, ek is nie die Christus nie. Ek is maar net voor hom uitgestuur. Die bruidegom is die een aan wie die bruid behoort, maar die vriend van die bruidegom staan en luister of hy kom, en is baie bly wanneer hy die stem van die bruidegom hoor. Daarom is ek nou met blydskap vervul. Hy moet meer word, en ek minder. Hy wat van bo af kom is bo almal. Hy wat van die aarde is, hoort by die aarde en praat die taal van die aarde. Hy wat uit die hemel kom, is bo almal. Wat hy gesien en gehoor het, dit getuig hy, en tog aanvaar niemand sy getuienis nie. Wie sy getuienis aanvaar het, het daardeur bevestig dat God geloofwaardig is. God het hom immers gestuur, en hy spreek die woorde van God. Want God gee hom sy gees sonder enige beperking. Die Vader het die Seun lief, en het alles in sy hand gegee. Wie in die Seun glo, het die ewige lewe. Wie egter aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom." Tot sover. Geliefde broers en susters, om jou geloof te beoefen, vat noodwendig baie inspanning. Die Here vra vir ons moet hom lief hê met al ons krag. Dat dit alles wat ek het, al my krag moet ek daaraan toewy om die Here te aanbid, om my godsdienst te beoefen. Dat ek aan God en aan Jesus Christus al die eer gee. En dit beteken dat ek hom ook aanbid met al my krag. Dat sover dit moontlik is, ek alles sal inspann om die Here se naam groot te maak, om hom te aanbid. En dis nie iets wat net maklik is, of net vanselfsprekend gebeur nie. Trouwens, die teendeel is waar. Dis nie asof iemand dit net begin doen net eendag en niemand sak uit nie, niemand raak moeg daarvan nie. Dit is so, dit vat al jou krag, dit is moeisaam. En daarom is mens nie verbaas as mens uitdrukkings in die Bybel hoor, soos wat Paulus vir Timoteus sê, maar span al jou kragte in, om die goeie wedloop te behaal en die ewige lewe as prys te kry nie. Want gelowiges beweeg nie van self na heiligheid toe nie. Gelowiges beweeg nie van self dat ek van self nie die Here sal meer maak in my lewe nie, maar die teendeel gebeur. Gelowiges bly nie neutraal nie, ons is nie op neutrale grond nie. Of ek verheerlik die Here al hoe meer, of ek verheerlik myself al hoe meer. Daar is nie 'n middelgrond nie. Ek dryf nie van self na heiligheid en na godvrugtigheid nie, na gebed en gehoorsaam en aanbidding nie. Maar die teendeel is waar. 'n Mens word al hoe meer lou. Jy sien dat al hoe meer mense eerder nie die erediens sal bywoon nie. Mense sê maar hulle is volwasse genoeg. Hulle hoef nie saam in die gemeente kom nie, hulle hoef nie die woord van die Here verkondig te hoor nie. Hulle eer die Here genoeg en aanbid hom genoeg deur ander dinge te doen op Sondag. Dis nie asof mense op kerkrade die gesprek hoor of die besluit te hoor dat ouderlinge sê ons net die gemeente 'n bietjie keer want hulle doen te veel nie.
Maar die teendeel is dat daar word lidmate geïdentifiseer en sê maar moedig hulle aan, spoor hulle aan, bring hulle terug want hulle aanbid nie die Here nie, hulle gee nie hulle krag nie. Hulle is besig om hulle self meer te maak, meer as die Here. So hoe lyk jou lewe? Waarheen beweeg jy? Is jy besig om die Here meer te maak in jou lewe of is jy besig om jouself meer te maak, om vir jouself al hoe meer van jou krag en jou tyd en jou energie te gee as vir die Here? Hoeveel word jy meer in jou lewe eerder as die Here? Hierdie gedeelte begin met die merkwaardige stelling dat Jesus en sy disippels in die platteland was en dat hulle daar besig was om mense te doop. En ons weet dat Johannes die Doper ook in Judea mense gedoop het en dat hy nou besig was op daardie oomblik om by Enon, by Salem, mense te doop. Die plek wat bekend was daarvoor dat daar baie water was. En nou moet mens baie mooi hoor want Johannes gebruik die woord water baie in sy evangelie en met 'n spesifieke aanduiding ook oor wat die water beteken. So in die eerste plek Enon beteken fontein of daar waar die water vandaan kom en Salem beteken vrede. Daar's dus hierdie gedagte oor dat daar waar daar waters van vrede is, daar is Johannes besig om te doop. En Jesus het pas vir Nikodemus in die vorige hoofstuk gesê dat as iemand nie uit die water en die gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Met ander woorde, hy koppel die gedagte van die water en die gees aan mekaar. As die gees nie werk in iemand nie, as die gees nie daardie vrede by iemand bring nie, dan kan hy nie in die koninkryk inkom nie. Die water is dus hierdie wys op die gees wat werk, hierdie vernuwende krag in iemand se lewe om te gaan om gedoop te word. Waar daar is hierdie fonteine van water en vrede is, wys dit is baie duidelik dat die Heilige Gees daar besig was om in die mense se harte te werk. Dat daar bekering is, hulle is besig om te bekeer en hier waar die roepstem van Johannes in die woestyn kom, werk die Gees deur daardie roepstem en hy bring die mense om gedoop te word. En dit was nie ver van waar Jesus en sy disippels besig was om te doop nie. En hy word daar uitdruklik verwys dat Johannes was nog nie in die tronk op hierdie oomblik gewees nie. Met ander woorde, die profeet wat moet profeteer dat die Here kom, is nog aktief, sy rol is nog nie klaar nie, hy moet so nog sy werk doen, hy moet nog wys waar die Christus is. Hy is die verhoogde een. Dit was sy bediening gewees om Jesus uit te wys, om die pad in die woestyn van gelyk te maak. Die laaste profeet van die ou verbond, die getuienis van Christus. En nou word daar vertel dat daar 'n dispuut ontstaan het tussen Johannes en sy volgelinge, sy disippels, en 'n Jood oor die reiniging. Nou die Jode het verskeie opdragte gehad om hulle self te reinig. Hulle het 'n rituele reiniging gehad, waardeur hulle self moes skoon was, as daar onreinheid by hulle sou ontstaan. En nou weet ons van klomp voorbeelde in die Ou Testament, as hulle aan 'n lijk geraak het, moes hulle reiniging ondergaan. As hulle sekere veltoestand gehad het, moes hulle reiniging ondergaan. As hulle sekere onrein kos geëet het, moes hulle 'n reiniging deurgemaak het. So as hulle iets aangeraak het of daar onreinheid by hulle was, dan moes hulle gereinig word. En dis 'n simboliese heenwysing na die sonde wat hulle het. Die reiniging wat hulle deurgemaak het, dui op die skoonmaak, dat hulle weer voor God kan verskyn. Dat hulle weer in die tempel of tabernakel kon gekom het en weer voor die Here kon wees en hom kon aanbid. So hierdie reinigingsritueel het 'n aanduiding van hierdie herstel van gemeenskap met God en terugkeer tot die heiligheid. En juist daarom moes hulle hierdie reiniging deurmaak om na hulle geestelike reiniging te wys. Hulle moes hulle self gewas het. En nou kan jy self indink as dit die godsdiens van die dag is, oor hoekom mense hulle self moet was met water. Hoekom daar 'n strydreis ontstaan het tussen 'n Jood en die disippels van Johannes. Want die mense wat deur Johannes die Doper gewas is, het nie enige van daai vereistes gehad nie.
Dis nie mense wat aan lyke geraak het nie, dis nie mense wat vreemde kos geëet het nie, dis nie mense wat velsiektes gehad het, wat gegaan het om gedoop te word deur Johannes nie. Daar was dus nie enige wetlike onreinheid by hulle gewees, hoekom hulle deur Johannes gedoop word nie. So hierdie Jood het heel moontlik 'n probleem daarmee gehad, dat die Jode wat volgens die wet van Moses leef, en heeltemal rein is volgens die wet, dat hulle gaan na Johannes toe om deur hom gedoop te word. Dat hulle self ook gereinig moet word. Met ander woorde, boonop het hulle self nie eers reinig nie, hulle doen nie self die reiniging in die bad nie, maar iemand anders reinig hulle, of hulle word gedoop deur iemand anders. En nou stry hulle met mekaar oor hoekom dit moet gebeur. En nou nog die vraagstuk by dit, hoekom is Jesus en sy disippels ook nou nog besig om mense weer in Judea te doop? En jy is dan eintlik half om hierdie disippels van Johannes jaloers te maak, voeg die Jode nog by, sê maar kyk, al die mense gaan nou na Jesus toe. Hulle word deur hom en sy disippels gedoop. En uit die aard van die saak is dit iets wat die disippels van Johannes nie verstaan nie. En daarom gaan hulle nou Johannes die doper toe en vra vir hom, maar hoe moet ons hierdie dinge verstaan? Hoe moet ons die Jood se vraag verstaan? Hoe moet ons verstaan hoekom die mense na Jesus toe gaan? Hulle was dus baie bekommerd oor dit waarmee Johannes besig is. Is dit reg wat hy doen en hoekom neem sy populariteit al hoe meer af? Hoekom word Jesus al hoe meer populêr? Hy het gepreek, die mense moet bekeer en daar was met water gereinig. En nou is daar die mense ondankbaar en hulle gaan na Jesus toe. Hy is besig om hierdie kollig weg te vat om homself te vestig. Hulle sê eintlik Johannes, doen iets, bring weer die mense terug. Dit is baie belangrik om in die eerste plek te sien wat hierdie doop was en wie gedoop het. Dat op hierdie stadium van hierdie openbaringsgeskiedenis nog voor Jesus sy leiding finaal doodgemaak en opgestaan het. Hierdie doop is nie dieselfde doop wat ons vandag het nie. Dis nie die verbondsdoop wat hulle daar gedoop het nie. Dis baie duidelik 'n bekeringsdoop. Wat Johannes se roepstem was, bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. En as teken daarvan dat die Gees werk in iemand, as teken daarvan dat hulle werklik waar bekeer het, in reaksie op hierdie prediking van hom, het hulle gegaan na Johannes en hulle het gedoop. Dis juist hulle wat hulle self gereed gemaak het vir die koms van die bruidegom. Dis hulle wat 'n sondebesef in hulle lewe gehad het, anders as wat die wet voorskryf. In hulle harte het die Gees gewerk, hulle besef hulle het sonde. En daarom het hulle gegaan om gedoop te word. Dis mense in wie die Heilige Gees vernuwing gebring het. Maar net Johannes het gepreek en gedoop en sy disippels het nie ook mense gedoop nie, hulle het net vir Johannes gevolg. Maar dan lees ons dat Jesus en sy disippels het ook mense gedoop, presies met dieselfde doop. Daar was ook prediking en ook bekering as inhoud. Maar ons lees later in die volgende hoofstuk 4 vers 2 dat dit was nie Jesus self wat gedoop het nie. So met ander woorde, mense maak die afleiding hier sodat die disippels het gedoop, in die naam van Jesus het hulle die mense gedoop en gesê maar bekeer julle tot hom. Hulle is as verteenwoordigers van Jesus het hulle gedoop. En die mense het al hoe meer na hulle toe gegaan en is deur die disippels gedoop. En die disippels van Johannes is ontsteld. Hoe kan mense dit doen? Maar let op wat is Johannes se reaksie. Hy erken wie hy self is. Dat hy is maar eintlik net 'n getroue dienaar van die Here. Hy het vroeër al gewys, ek het gesê ek is nie die Christus nie, ek moet net getuig van hom. Hy het dus geweet die Christus kom. Hy het geweet Jesus is die Christus. Hy het voor Jesus se doop al getuig gesê maar daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld gaan wegneem. Hy het beleef hoe die Heilige Gees op Jesus neerdal. Hy het daar die openbaring ontvang van God wat sê hier is my geliefde seun. En dan sê Johannes maar niemand het enige bevoegdheid as dit nie die hemel vir hom gegee is nie. Met ander woorde, hy besef maar daar's van hom 'n geleentheid gegee, 'n gawe gegee om te bedien. Dat hy is daardie stem wat in die woestyn moet getuig. Hy is iemand wat getuig van die koms van die Here. As iemand 'n getroue getuie is, dan besef hy maar dit gaan nie oor homself nie. Hy getuig nie oor homself nie, hy besef maar hy getuig oor die Here,
oor die Christus. Johannes sê, wat hy self getuig het, hy is nie die Christus nie, hy is net vir hom uitgestuur. So die hele doel van Johannes was om Jesus Christus uit te wys, om hom te verhoog. Sy hele doel was om die kollig te verskuif op Jesus, dat hy sy regmatige plek neem by die mense. En jy is daarom sê vir hulle, maar dit moet so wees. Dis waaroor dit gaan. Hy moet meer word. En ek moet minder word. Is hier die bevestiging van hierdie oorgangspunt in die geskiedenis van die Ou Testament, van die profetiese stemme in die Ou Testament en die volheid van die Messias, die skaduwees wat nou pad gee vir die werklikheid wat nou gekom het, is Christus. Maar Johannes sê dit ook binne die konteks waar die mense kom om deur Jesus gedoop te word en sy disippels gedoop te word. Hierdie bekeringsdoop. Hierdie bekering dat juis op grond van die werk van die Heilige Gees dat hulle self ontken, dat hulle eie sonde en ellende besef. Is daar die erkenning dat hulle werke is vol sonde. Bekering is juis daar die belydenis dat ek kan myself nie red nie, my verlossing lê buite myself. Ek kan myself nie reinig nie, maak nie saak hoe baie ek dit doen nie, ek kan myself nie skoonmaak nie. Maar dit kom net deur die genade van God. Hy alleen kan my reinig. So hierdie bekeringsdoop wat hulle gaan doen by Jesus, wys juis daarop dat hulle self minder maak, hulle moet minder word en hy moet meer word. Dit getuig dat jy erken, maar ek kan nie myself red nie. Dit getuig dat jy sê, maar ek laat dit alles aan hom oor. Ek plaas my lewe in hom, dat hy sal my verlos. Hy sal my skoonmaak. Die inhoud van die bekeringsdoop word net meer duidelik met die openbaring of met die openbare optrede van Jesus. Dat hulle moet bekeer tot hom. Hy is die Messias. Dis reg so, hulle moet na hom toe stroom. Hy moet meer word, ek moet minder word. En nou sê as 'n leermeester vir hulle, moenie hartseer of kwaad wees daaroor dat soveel mense hulle self ontken en na Jesus toe gaan as die antwoord nie. Eintlik alle mense wat hulle self probeer reinig moet ophou. Eintlik moet almal wat na Johannes toe kom ophou. Hulle moet al hoe meer besef, maar hy getuig nie van homself nie, hy getuig van Jesus. As daar al hoe meer 'n toestroming na hom toe is dit goed. Dis God se werk, dis die Gees wat in hulle werk en dit laat dit gebeur. Om dit hulle baie mooi te illustreer wat hy bedoel, trek hier die gelykenis met die Joodse huweliksgebruik. Waar hy sê maar Jesus is die bruidegom, ook Psalm 45. En die kerk is Christus se bruid. En dat Jesus Christus in sy onmeetbare liefde na sy bruid toe gekom het, sodat hy haar vir ewig na hom toe kan neem. So volgens die gebruik van die huwelike destyds het die bruidegom dan 'n nabye vriend gekies het om die bruid te vergesel na die huwelikseremonie toe, om seker te maak alles is reg daar, hy reël dinge en hy bring die bruid en die bruidegom bymekaar. Maar wanneer dit gebeur, staan hy op sy. As die bruidegom arriveer, dan is sy taak klaar. Dan het hy al sy verpligtinge oorgegee aan die bruidegom, dan is hy verantwoordelik vir die res van die dinge wat moet gebeur. Daarom is Johannes nie jaloers nie. Hy is vol blydskap, hy erken Jesus is die bruidegom. Hy erken dit is hierdie bymekaar kom van die bruid en die bruidegom bymekaar. En dan sê Johannes vir die disippels al die eienskappe wat hy reeds op daardie stadium van Jesus Christus weet en hoekom dit reg is dat hy al hoe meer moet word. Want hy sê hy kom van die hemel. 'n Mens kom maar van die aarde en 'n mens is maar vol stof. Maar Jesus is waarlik God. Hy was gewees in ewigheid is hy en hy het die menslike natuur aangeneem. Hy is bo alles verhewe. En sy eer en heerlikheid is bo ons begrip en bo ons verstand.
Hy verduidelik sy disippels hierdie eenheid van die Vader en die Seun wat deur die Jode afgemaak is as godslastering. Die Seun en die Vader is een. Dat Jesus se prediking is aangang deur die mense en dat niemand met daardie gesag kan praat nie. Want wat hy sê kom direk van God af. Hy het getuig oor wat hy van die Vader af gehoor het. Die profete kom vertel maar dinge oor, hulle kom profeteer. Maar Jesus het kom openbaar, bekend maak, getuig wat hy persoonlik van die Vader af weet. Sonder enige beperking. Die profete het 'n boodskap ontvang en oorgedra, hulle het geprofeteer. Maar Jesus is die hoogste profeet, het hierdie volle openbaring kom wys. Hy het die Gees in sy volheid in hom. En die Jode het gereken, die verskillende profete het eintlik gespekuleer onder mekaar in hoe mate, hoeveel van die Gees het hulle in hulle gehad. Die groter profete dalk meer as die kleiner profete. En hulle het net dele van God se openbaring gepraat. Maar Jesus het die volheid van die Gees in hom en is deur die Vader bevestig en sê, maar dis my geliefde seun, in wie ek welbehaag het en die Gees is oor hom uitgestort. Elke woord van hom is geesvervuld. Sy hele lewe is 'n getuienis. En dit verheerlik die Vader. En hy is verhewe bo alles. God het hom lief en die profete was gestuur met 'n boodskap om oor te dra. Maar hy word gestuur om nie aan sy godheid vas te kleef nie, die menslike natuur aan te neem om verneder te word. En in daardie vernedering, as hy vir die mens sterf, kom al daardie genade van God deur Christus na die mens toe. Al die guns wat God het om vir sy kerk te gee, kom deur Jesus Christus. Dis hoe verhewe hy is. So Johannes se samevatting is dit, is die ontzagwekkende heerlikheid en verhewendheid is aan die Seun gegee as mens, Jesus Christus. Want hy die dood oorwin, hy sit aan die regterkant van die Vader. Maar daardie stadium weet hy het reeds, en sê daarom alle eer en heerlikheid moet vir hom gegee word. Alle mense moet hom erken vir wie hy is. En broers en susters, as ons besef wie die Here Jesus Christus is, dan weet ons kan nie onaangeraak wees daardeur nie. Hierdie geloof wat die Here vir ons gegee het, moet ons beweeg word en ons moet ons hele lewe toewy aan hom. Ons moet self al hoe minder maak en besef, maar ek kan nie self nie. Dat deur die werking van die Gees moet ek bekeer en ek sê, maar ek moet die Here al hoe meer maak. As die Gees in jou werk en hy het geloof in jou gegee, dan is dit so, ek kan nie anders nie, ek besef, ek moet myself al hoe minder maak. Al hoe meer my krag inspann en alles vir die Here gee wat ek moet. En dis wat die disippels moet insien. Die van Johannes ook. Dis hoekom hy waardig is om meer en meer te word. En deur die geloof gee die Here vir ons ook, dat ons dit kan sien en kan doen. Dat ons kan bekeer en alle aandag en alle fokus van onsself, ons eie lewe afhaal en alles vir die Here gee. Dat ons alle eer en lof vir hom bring, om hom meer te maak. Dat jy die plasing van jou menswees, jou hele menswees, jou volle vertroue wat jy het, ten volle in die Seun gesit, ten volle vir hom gee. Totale oorgawe aan die Seun van God leef. En ware gelowiges wat beleef dat hulle doen, dat hulle nie vir hulle self leef, dat hulle self minder maak en hom meer maak, het die ewige lewe. En nie eers eendag nie, maar nou reeds. Dis die boodskap wat Johannes sê. Nou reeds gemeenskap met God, ons het nou reeds die ewige lewe. Dat in die Seun van God is die lewe, in hom het ons die lewe nou reeds. Maar Johannes sê ook, die teendeel daarvan, dat indien dit nie gebeur nie, indien iemand wat hy sê ongehoorsaam is, en die woord beteken hier iemand wat wantrouig is, iemand wat nie regtig die Here wil meer maak, dis al
wisselvallig, of dit nou meer gaan wees of minder gaan wees. Hy vertrou nie heeltemal die Here nie. Hy weier om oorreed te word. Hy weier om in die geloof te vertrou op die Here. Iemand wat nie wil vertrou om sy lewe in die Here se hande te plaas nie. Dat indien jy ongehoorsaam is aan hom, in ander woorde, indien jy nie ongeloof volhard, indien jy jouself bly meer maak, as dit die vrug van jou lewe is, dan sê hy, sal jy die lewe nie sien nie. En dis die laaste woorde van Johannes die Doper in hierdie evangelie, is die woorde van oordeel. Hy sê hulle wat deurloop in die seun teenstaan, waar daar aktiewe weerstand is teen sy heerskappy in die evangelie, so iemand sal die lewe nie sien nie. Hulle bly buite daardie reddende gemeenskap met God. En die oordeel van God is op hulle, waaraan hulle self skuldig gemaak het. Daar is dus nooit versoening met God nie. En die teks sê nie die oordeel van God kom op hom nie, maar die oordeel van God bly op so 'n persoon. Johannes maak dit duidelik, soos ander skrywers in die woord ook, daar's nie 'n draadsittery in hierdie lewe nie. Daar's nie 'n draadsittery met my lewe oor kan ek na hierdie kant of daardie kant toe kies ek nou die Here vandag, of is dit goed genoeg om vandag bietjie te kies en môre myself bietjie te kies nie. Jy kan nie net onaktief bly nie. Die Here laat jy nie net passief nie. Jy beweeg noodwendig, jy kies noodwendig elke dag. En of jy beweeg weg van hom af en maak jouself meer, of daar kom bekering in jou lewe, en jy word minder, en hy word meer. Dat jy glo en jy maak doelgerig Jesus meer in jou lewe, en die uiteinde is jy het die ewige lewe. Broers en susters, maak jy deur die genade wat die Here in jou werk, maak jy die Here meer. Beweeg jy na godvrugtigheid, beweeg jy na al hoe meer gehoorsaamheid in die woord, na al hoe meer gebede. Werk jy daaraan om nie lou en koud te wees nie, werk jy daaraan om meer te maak, om na hom te gaan, om jou hele lewe in sy hande te plaas. Stry jy teen jou goddeloosheid. Span jy al jou kragte in om die Here met alles lief te hê. Met ons nagmaalviering is dit juis erkenning dat die Heilige Gees in ons werk. Dis juis erkenning, maar ek kan nie self nie. Ek plaas my lewe nie in my eie hande nie. Ek plaas my lewe buite myself. Ek weet ek kan myself nie reinig nie. Ek kan en ek wil myself nie meer maak nie. Dat in die nagmaaltafel getuig ek met my hele lewe leef ek vir die Here. Elke deel van my leef ek vir hom. Ek kan myself nie red nie. Dis net die Here alleen. Uit hierdie nagmaalsviering erken ons dat ons Jesus die meeste maak in ons lewe, dat hy die meeste is in my lewe. Ek moet minder word en besef. Ek besef dat hy is waarlik God, dat hy homself minder gemaak het, homself verneder, tot in die kruis vir jou sondes. Hy het homself die minste gemaak ter wille van jou, sodat hy jou kan verhoog. Sodat jy voor God meer kan word. Hy het homself die minste voor God gemaak om die sonde van die wêreld om te neem. Here God verlaat die ewige oordeel vir die sonde vir jou gedra. Sodat hy jou voor God verhoog. Asof jy nooit sonde gedoen het nie. En daarom het God hom ook verhoog tot die hoogste posisie in die skepping. Aan hom is alle mag en krag en heerlikheid gegee van nou tot in ewigheid. En daarom, broers en susters, as ons saam nagmaal vier, vra dit jou af. Leef ek uit die geloof? Is ek deurlopend besig om hom meer te maak? Dat ek minder word?
Aan hom kom al die eer toe. Amen. Ons gaan nou voort met die viering van die nagmaal en daarvoor gaan ek vir ons die formulier vir die viering van die heilige nagmaal lees. Die instellingswoorde van die heilige nagmaal van ons Here Jesus Christus, soos Paulus dit ook beskryf. Ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy het gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet, of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Om die nagmaal troostryk te vier, is dit nodig dat ons self vooraf ondersoek, en die ware selfondersoek bevat hierdie 3 hoofpunte. Ons moet in die eerste plek nadink oor ons sonde, en ons met diepe berou hieroor voor God verootmoedig. Ons moet die vaste belofte van God glo, dat al ons sondes alleen op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is, en dat sy volkome geregtigheid aan ons toegereken word en geskenk is. Ons moet die opregte begeerte hê om met ons hele lewe dank aan God te bewys, opreg vir hom te wandel en in ware liefde met ons naaste te lewe. Wie so gesind is, wil God in genade aanneem en in die seëninge van die nagmaal laat deel. Maar hulle wat sonder berou God se gebod oortree, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. En tog kom ons nie na die nagmaal omdat ons onsself sondeloos ag nie, inteendeel, ons kom juis omdat ons lewe buite onsself in Christus soek. Ons het deur die genade van die Heilige Gees van harte berou oor ons sondes en begeer om volgens al die gebooie van God te lewe. En daarom kan ons seker wees dat God ons in genade aanneem en waardig maak om deel te hê aan die hemelse spys en drank. Die Here leer ons die doel van die nagmaal wanneer hy sê, doen dit tot my gedagtenis. Om dit te doen, moet ons opreg glo dat hy deur die Vader in die wêreld gestuur is, dat hy ware mens geword het en as sondelose lam die toorn van God gedurende sy hele lewe op aarde vir ons gedra het. Ons moet glo dat hy in volmaakte gehoorsaamheid God se wet vir ons vervul het, dat hy ons smaad gedra het sodat ons nooit weer tot skande sou word nie. Dat hy onskuldig ter dood veroordeel is, sodat ons voor die gerig van God vrygespreek kan word. Dat hy in die kruis gespyker is om die skuldbrief van ons sondes vas te naal. Dat hy ons vervloeking op hom geneem het om ons met sy seun te vul. Dat hy helse pyn en bange God verlatenheid gelei het, toe hy uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat? Sodat ons nooit meer deur God verlaat sou word nie. Dat hy met sy dood en bloedstorting die ewige genadeverbond bekragtig het met die woorde, dit is volbring. Dan word die tekens van brood en wyn telkens weer 'n versekering dat hy hom in ons plek oorgegee het en dat hy ons so seker met sy liggaam en bloed voed as wat ons die brood en die wyn eet en drink. So wil Jesus Christus ons deur sy Gees van sy liefde verseker en ons tot die vaste wete bring dat ons ook tot hierdie genadeverbond behoort. En elke keer as ons nagmaal vier, verkondig ons sy dood totdat hy kom. Daarom laat die nagmaal ons ook met groot verlange uitsien na die bruilofsmaal van die lam. So leer die nagmaal ons om die enige kruisoffer van ons Here Jesus Christus as die enigste grondslag van ons saligheid in die geloof te omhels. Daar is sy liggaam gebreek en sy bloed vergiet tot volkomme versoening van al ons sondes en het hy vir ons die ware voedsel en drank van die ewige lewe geword. Deur sy dood het hy ook vir ons die lewendmakende Gees verwerf wat ons aan Christus in ware gemeenskap verbind en in al sy rykdomme laat deel. Die Heilige Gees bind ons ook as lede van een liggaam in ware liefde saam. Omdat ons almal aan die een brood deel het,
is ons almal een liggaam. Daarom moet ons almal wat deur die geloof in Christus ingelyf is, hierdie eenheid in liefde met woord en daad teenoor mekaar bewys. Mag God deur sy Gees ons daartoe help. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons dank U, Here, vir die wonderlike voorreg wat U vir ons gee, dat ons U Seun se bittere dood mag gedenk. En ons bede is dat U deur die Heilige Gees opregte vertroue in ons hart sal gee, dat ons onsself al hoe meer sal gee aan die Seun, dat ons hom sal meer maak en onsself minder, sodat ons nie meer in ons sondes nie, maar dat ons in hom mag lewe. Verseker ons weer opnuut dat U ons genadige Vader is, en dat ons U kinders is en U erfgename is. Help ons om ons Here te bely, en ook met verlange te wag op sy terugkoms. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Terwyl die tafel voorberei word, kom ons sit net so, dan sing ons saam Skrifbreiding 17:3, sing daarvan saam vers 1 en vers 2. Geliefdes, verhef nou julle harte tot Jesus Christus, ons voorspraak aan die regterhand van die Hemelse Vader. En wees verseker dat die Heilige Gees u net so seker met Jesus se liggaam en bloed versterk, as wat u die tekens van die brood en die wyn tot sy gedagtenis ontvang. Ons vra asseblief dat u na vore kom vir die viering van die nagmaal. En seker maak, almal wat nagmaal vier is hier voor,
Geliefdes, die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet en dink daaraan en glo dat sy liggaam vir ons gebreek is, tot volkome versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging, wat ons met danksegging seën, is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink almal daaruit, dink daaraan en glo dat die bloed van ons Here Jesus Christus vir ons gestort is, tot volkome versoening van al ons sonde. Terwyl ons net so aan tafel sit, kom ons sing saam Skrifruiming 12:5. Jesus Verlosser, Seun van ons Vader, van al my sondes maak U my vry. Vra dat ons terugbeweeg na die banke. Geliefdes, omdat die Here ons met die hemelse brood verkoop het, laat ons almal saam in dankbaarheid sy naam loof en prys met hierdie woorde. Loof die Here, o my siel, en alles wat binne my is, sy heilige naam. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede,
Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy liefde vir die wat hom vrees. So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Hy het selfs sy eie seun nie gespaar nie, maar hom vir ons almal oorgegee en ons alles genadiglik met hom geskenk. Daarom sal ons mond en hart die lof van die Here verkondig, van nou af tot in ewigheid. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons dank en ons loof U dat U hierdie heerlike beloftes van die evangelie met hierdie nagmaal in ons bekragtig. Ons dank en ons loof U dat U enige gebore seun geskenk het as 'n middelaar en 'n offer vir ons sondes. En ons dank U vir die ware geloof waardeur ons deel kry aan die offer van die seun. Ons bid, laat die werking van die Heilige Gees, die verkondiging van die dood van die Here Jesus Christus daagliks ons laat groei in ons geloof in 'n heerlike gemeenskap met hom, om sy naam ontwil. Amen. Geliefdes, ons liefdegawe gaan vandag vir die diakonale kas en ook vir die emeritaatsfonds. So wanneer u dit afdra, dink daaraan, dit gaan vir die diakonie wat ook ander lidmate daardeur help, en ook vir die emeritaatsfonds vir predikante wat afgetree is, wat ook hulp in die verband nodig het. Ons gaan staan en sing ons saam ten slotte lied 334 vers 1, 2 en 4. En die wonderlike woorde mag sy seun al meer gestalte in ons doen en late vind. Kom staan en sing ons saam lied 334. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly by elkeen van u. Amen.